Dis vroue wat voorloop hier op Radio Klein Karoo, die hartklop van die Klein Karoo. En saam met ons in die ateljee vanoggend, ek is absoluut kinderlik opgewonde, is Tanya Smit, baie bekende skrywer. Die van julle wat nie weet wie Tanya Smit is nie, gaan kyk gerus op hierdie oomblik na haar Facebook-page, genaamd Jikkelwoorde. Tanya het 'n following van oor die 37,000 mense, so sy is definitief baie geliefd. Tanya, baie welkom hier by Radio Klein Karoo. Is 'n voorreg om jou in die ateljee te hê. Ek weet jy's baie besig en ek weet jy is sterk op pad na een van ons mooi buitelande in Namibië. So baie dankie vir jou tyd. Ons is 'n groot plesier. Gepraat van Namibië, jy is gebore in Namibië, maar jy het groot geword in die Kaap en in die Bosveld. Dis reg. En toe land jy in Oudtshoorn op. Ja. Hoe het dit gebeur? Weet jy, ons het eintlik, ek en my man van toe, my broer het in Wildernis gebly en my suster. En ons was daar op honeymoon gewees en ons het so baie daarvan gehou, dat ons besluit het om Kaap toe te trek. En toe ons kinders gebore word, toe besef ons maar, George is nog te groot vir ons. Ons soek nog 'n kleiner plek om die kinders groot te maak. En toe het ons Oudtshoorn toe getrek. En dis nou, 15 jaar, 16 jaar gelede. Fantasties. Toe ek jou ontmoet het, ek het natuurlik jou Facebook-page gefollow. Ek love jou skryfstyl en ons gaan nou net daarby kom. En ek weet so 'n paar verlede jaar in De Rust het ek by Village Trading Coffee on the Go 'n koppie koffie gedrink en die volgende oomblik te stap jy daarin en jy weet hoe ons mense wat iemand sien wat bekend is, jy sê, oh my word, ek glo dit nie. So ek dink soos enige ander persoon het ek jou absoluut oorval en gesê, Tanya, maar jou kinders was by jou en hulle is 'n groot liefde in jou lewe, nê? Ja, maar ek meen hulle is my alles. Ja. En is hulle jou motivering, Tanya? Ek dink kinders druk 'n mens verder as wat jy jouself sal druk, omdat jy vir hulle die beste wil gee. Jy weet, in die laaste tyd vind ek so baie dat ek vir hulle sê, ek besef ek het foute gemaak, maar in daai foute het ek nog steeds my beste gedoen. Jy weet, jy kan partykeer net nie verder nie, maar hulle druk jou definitief verder, omdat jy vir hulle die beste wil hê, jy weet. Ja, en ek dink met 'n ma soos jy, kan hulle net bevoorreg wees. Jong, ek raak maar lekker moe, ek het nie verniet rooi hare nie. Tanya, jy, almal kyk na Jikkelwoorde en kry die gevoel dat al wat Tanya doen is skryf en sy skryf hierdie mooi woorde en sy skryf uit haar hart uit, maar jy het ook 'n regsagtergrond en jy's tans 'n probleemoplosser, die mooi Afrikaans, by 'n groot nasionale eiendomsmaatskappy. So hoe trou jy jou werk en skryf? Dis baie moeilik. Dit was baie lank vir my baie swaar, want ek wil kreatiwiteit laat my lewendig voel. Jy weet, om te skryf, dit voel vir my, dis my purpose, maar aan die ander kant moet ek 'n inkomste verdien. Ek moet werk, ek moet lewe. En toe het ek iemand gaan sien wat vir my vreeslik goeie raad gegee het, want my werk is baie lineair. Dis baie reguit en cutthroat. En toe het sy vir my gesê, ek moet myself sien as 'n boom wat so wortels in die aarde ingaan. Dis die lineêre deel. Jy weet, die werkdeel. Jy moet daai voeding kry en alles, en dan die blare is in die lug. So dis waar jy jou kreatiwiteit uitleef, maar 'n boom het albei nodig om te oorleef. En ek sien dit maar so. Dit is nie altyd vir my lekker om in daai cutthroat wêreld te wees nie, maar ek feed ook op dit. Dus dit is lekker, maar dit is nie lekker nie, want jy het dit nodig, maar as jy net in Fikieland is, gaan dit ook nie altyd dalk baie lank vir jou werk, nie. Nee, en ek dink in jou werk ontmoet jy ook verskillende mense en inspireer mense jou nie somtyds om te skryf of om dinge in 'n ander perspektief te sien. My werk laat my meer vloek. Dit laat my nie rarig skryf nie, nee. Maar ek het nou vrede gemaak daarmee. Wanneer het jy begin skryf, Tanya? Hoe het dit gebeur? Weet jy, ek was nooit my hele lewe 'n skryfmens nie. Ek het nooit ooit geskryf nie. Ek het gesukkel met opstelle
En so, ek kan nou nie onthou hoeveel jaar nie, seker 5 of 6 jaar gelede het ek saam met 'n vriendin 'n roadtrip in die Karoo gedoen en ons kar het gebreek. Ons het my pa se bakkie sy maiden trip gedoen voordat hy nou, is maiden is laaste trip, nee, of eerste trip, maar is die laaste trip voor die bakkie na my weer toe gaan na my neef toe. En toe breek die bakkie in die Karoo. En ons het die lekkerste dag daar gehad, ons het ketty geskiet, ons het besluit ons gaan 'n stuk van die boer se draad uitsny en dit gebruik vir 'n rooster en ons vulle daar gehad maak. Fabulous. En toe skryf ek daarvan. En dit was my so lekker na die tyd het toe iets gebeur en ek het geskryf en dit het maar so half organies aan die gang gekom. Ja. Maar absoluut van nêrens af, nee. Ek het nog nooit geskryf, nee. Nee, dit is, ek lees jou goed en dit is net, maar jy praat met, ek dink meerderheid vroue, want ons kan almal vereenselwig met wat jy skryf, en is asof ons almal eintlik wil praat soos jy praat. Jy weet nou dat jy gesê het, jou werk maak jou vloek, dis soos Dani wat die weer gedoen het na die dag, en ek dink dit was net so klassiek toe hy gesê het, dis moerkoud. Ja, dit was moerkoud. En mense is, soos ek sê, mense is versot op jou skryfstyl, maar ek wil nou net gou so 'n bietjie backtrack. Wie en wat is Tanya Smit? Ons sien jukkelwoorde, ons lees alles wat jy skryf. Wie is Tanya? Man, aan die begin toe die boek nou uitgekom het en ek die following gekry het, was dit nogal moeilik vir my, soos jy nou gesê toe jy my gesien het in die rust, jy weet. Ek is glad nie, ek wil nou nie sê ek is glad nie 'n lekker mens, maar ek is glad nie die mens wat mense dink ek is nie. Ek is so eerlik soos wat ek oor myself skryf, so eerlik is ek met die mense om my, met my vriende, met my kinders. Dit maak dit soms moeilik om saam met my te leef, omdat ek mense so challenge, verstaan jy? Ek sal nie, as ek iets sê, dan voel dan sê ek dit. So ek is regtig super eerlik, maar ook in die dimensie van authentic wees. Ja. Jy weet, as ek iets voel, dan wil ek dit sê, want daar moet nie 'n verskil wees teenoor hoe ek leef en wat in my hart aangaan nie. Ja. Jy moet weet waar hulle met my staan. Ja, wat eintlik baie goed is. Dit is goed, maar dit is nie altyd maklik, nee. En ek is baie kreatief. Ek hou daarvan om kreatief te wees, maar ek het 'n baie sterk, nie wiskunde brein nie, maar 'n baie sterk linkerbrein ook. Ja, so ek is mal oor mense. Ek is mal oor foto's neem, ek is mal oor foto's van mense. My beste is om na 'n mark toe te gaan met 'n lang lens en mense af te neem. Ja, en ek is mal oor sosiologie en dinamika van mense en om optrede van mense te verstaan, maar dit is altyd maar net 'n stokperdjie. Ja, mense is baie interessant, baie kompleks, maar ek dink ons kan baie by hulle leer. Ja, nee, verseker. Ja, en natuurlik is jy aangetrokke tot, ek sou sê, meer positiewe mense. Ja, positiewe mense laat my eintlik baie keer minder positief voel. Omdat ek soms vroeg met emosies, jy weet, en jy kry mense wat altyd so lekker net lag en sommer net altyd iets het om te sê, of in sulke lekker groot groepe net kuier. Mense dink ek is so mens, maar ek is nie so mens, ne? So ek hou van kompleksiteit, en ek hou van komplekse mense. Dis my lekker. Ja. En hulle is interessant. Ja. Tanya, ons gaan nou verder lekker gesels, maar ons luister nou na, ek is mal oor hierdie song, is Rob Thomas se One Less Day, Dying Young. Ja. En inteendeel, dit is my alarmliedjie op my foon, want dit herinner my net daaraan dat dis iets wat nie beskore is vir almal nie. En dis 'n blessing om elke oggend wakker te word en jy het nog 'n dag bygekry. So kom ons luister daarna. I'm not afraid of getting older. I'm one less day from dying young. I see the light go past my shoulder. I'm one less day from dying young. I see my life like a train on a one-way track. I've made mistakes and I couldn't take them back. And I've been running around in circles till I'm dizzy, I can't lie.
But every night I go to sleep's the day that I survive. I'm not afraid of getting older. I'm one less day from dying young. I see the light and go past my shoulder. I'm one less day from dying young. And I've seen my friends fall away before their time, and I've been afraid that I may follow in their light. So I drink and love and whisper all the things I know are right. Someday I will leave this world, but maybe not tonight. I'm not afraid of getting older. I'm one less day from dying young. And I see the lights go past my shoulder. I'm one less day from dying young. I'm one less day from dying young. All my life I have been wandering, burning up my candle like my time just won't end. And I'll keep burning till there's nothing left, praying that tomorrow I can do it all again. And if I get tomorrow, I will do it all again. I'm not afraid of getting older. I'm one less day from dying young. And I see the light and go past my shoulder. I'm one less day from dying young. I'm not afraid of getting older. I'm one less day from dying young. I see the lights and go past my shoulder. I'm one less day from dying young. I'm one less day from dying young. En ons is terug in die ateljee by Tanya. Tanya, jy lyk baie mooi vandag, hoor. Baie dankie. Hulle het nou net vir jou sê. Vol verf is ek sien nou. Ek en sy was en sy gaan nou weer terug vir haar noodgedwonge COVID toets. So jy gaan binnekort hoor dit is negatief. Negatief, amper sê ek positief. Ja. Gaan nie positief, dit gaan negatief. Ek voel baie gesond soos ek hier sit, so ek glo dit gaan positief. Ek moes, wees. die laaste keer wat ek Namibië toe gegaan het, moes ek ook die toets gedoen het aan beide kante. En die woord negatief het net vir my 'n totale ander fantastiese betekenis Ek dink, gegee. ja, dis nou kom ek het heeltyd verkeerd sê, want dit is positiewe nuus. Ja. Negativiteit is positiewe nuus. Ja. Tanya, een ding wat ek van jou onthou is toe lockdown geslaan het. Het jy, ek was absoluut persoonlik mal daaroor gewees, jy het hierdie buffs uitgebring, wat gesê het, en ek weet baie mense het daarop gecomment, en baie mense het inteendeel self ook daaroor geskryf, maar jou woorde was gefok maar gefokus. Moer toe maar moedig. En jy het dit so raak gesê op daai oomblik, want dit is eintlik waar ons almal was. Was daar 'n rede hoekom jy dit gedoen het? Is dit hoe jy gevoel het op daai oomblik? Weet jy, dit is eintlik 'n langer storie. Ek het 'n onderskrif vir my boek gesoek. En toe het ek op my blad vir mense gevra om voorstelle te maak. Ek het gesê wat is in die boek en mense klomp goed vir my gestuur en 'n leser, Stefanie Keiser van Mosselbaai, dis toe haar voorstelle, die onderskrif in die boek gevolg maar gefokus is. En ek sê vir my maale, ek is lus om dit op die boek te sit. My maale was horrified. Hulle sê, my kind, jy kan nie 'n vloekwoord op 'n boek sit nie. My vriende sê dit op. Maar ek het toe besef ek moenie my sussie sê my boek is soos opera en gevolg maar gefokus is soos rap. So jy kan nie twee in dieselfde blaai sit nie. En ek het toe besluit, ek sê toe vir my vriend Jaco, ek sê vir hom, dis so 'n nice line. Ek wens ek kon dit gebruik. Toe sê hy vir my, maar skryf net iets daaroor. Jy weet, en toe besluit ek, okay, ek gaan daaroor skryf. En dit gaan maar net daaroor dat jy, al is jy hoe diep in die dwang,
As jy gefokus is om daar uit te kom, of positief te wees, of 'n oplossing te kry, dan is dit alright. Jy weet, dan gaan die ander kant uitkom. En ek het daai stuk geskryf, en dit was net mal. Ek bedoel, dit was soos, ek kan nie vir jou eers vertel nie, binne 'n uur was al 1000 mense wat geshare het, en dit het net gehardloop. En klomp mense het dit gekopie, soos jy sê, Ja. en dit was eintlik toe later 'n krisis gewees. Ek weet. Maar ek het dit later laat gaan, want ek het besef, dis nie iets wat myne is nie. Ja. Jy weet? En dit is wat almal nodig gehad het, want ek dink dit is hoe almal gevoel het. Absoluut. Ja. Ek dink dis 'n woord wat ons almal oor en oor gesê het, want die mat was letterlik onder jou voete uitgetrek. Ek onthou toe lockdown begin het, ek moet my nie verkeerd verstaan, ek dink COVID het vir ons baie positiewe dinge gebring, maar toe lockdown begin het ek so 'n klein botteltjie gin, so 'n klein miniature botteltjie gin, en ek kan nie onthou nie, maar ek dink ons sou net gelockdown gewees het vir 3 weke. Ja, vir 3 weke. Ja. So ek het elke dag se datum neergeskryf, en my motivering was, as ons dan nou daar uitgaan, dan gaan ek die bottel drink. Ja. Wel, nou nie skoon nie, maar ek gaan 'n mixie bygooi, maar ek gaan hom drink en dit vier. En later van tyd het ek sê, ag, bagger dit, ek drink nou. Want ek dink ons gaan ooit hier uitkom nie, maar ek dink vir mense wat in besigheid staan, ons almal ken die storie, jy weet, jy het inkomste verloor. Jy het later aan nie meer geweet wat om te doen nie, en later van tyd het jy was wel moedig gewees om aan te gaan, maar dis soos iemand nou die dag vir my sê, Suzette, hy doen events, en hy's 'n omroeper, of 'n MC op events, en hy sê vir my, maar jy weet, my brein is 'n bietjie verroes, Ja, want ek het dit so lanklaas gedoen. Ja, ek vind myself, ek moes 'n funksie in Bellville doen, die begin van die jaar. Jesus, niks was vir my so swaar soos daai funksie nie, want ek woon alleen, my dogter was baie van die lockdown saam met my, maar ek is glad nie meer gewoond om soveel mense op 'n slag te sien, en daai persona wat moet voorstaan, is ver weg. Ek weet nie eens waar sy is nie. Jy weet, want mense het so, jou kern het so sterk geraak, net om te kan oorleef. Jy kan amper nie expand in 'n vertrek in, of in 'n saal in, en tussen mense in nie. Ja, dat is amper soos, as jy nie gemotiveerd is nie, hoe motiveer jy ander? Maar tog, daar is altyd 'n manier. Ja, toe ons daar is, toe was dit fantasties geweest. Ja. Tonja het 2 boeke in die lig gesien, Jukkelwoorde van my hart, en Heel Woord, en vertel ons 'n bietjie meer daarvan, hoe dit gebeur, hoe dit tot stand gekom. Ek het, aanvanklik het ek op my eie Facebook profiel, maar net stories geskryf, en toe besef ek, maar ek almal wat op my Facebook is, wil nie noodwendig die goed lees, en toe het ek op die blad begin, en Jukkelwoorde die woord het net by my opgekom, ek het nie regtig verstaan hoekom nie, ek het net gevoel, dit is reg, en later het ek besef, maar dit is eintlik Heelwoord. Dis nou maar net daai K, wat nou, dit van Heelwoord na Jukkelwoorde te verander. En toe het ek nou geskryf, en toe het ek al hoe meer versoeke van mense gekry om dit in 'n boek te sit. Jy weet, vrouens wat in Namibië is, ver op plase, wat nie altyd ek wil nou sê connectivity het, nee, ekskuus. Ja. Jy weet, en ek het net weerstand gebied. Ek het net gesê, nee, ek is nie 'n skrywer nie. Ek is nie iemand wat boeke uit, jy sien jouself in 'n totaal ander lig, al ontvou dit in 'n ander storie in. En later het ek net besluit, okay, nee, goed, ek gaan dit doen. Ja. En ek het toe die manuskrip vir uitgewers gestuur, mense wat ook gedigte doen, en almal het maar net gesê, nee, dit gaan nie werk nie. Dit gaan nie suksesvol wees, hulle gaan nie geld maak nie. En ek was verskriklik bly. Toe ek dit kry, het dit vir my release om te besef, okay, nou kan ek doen wat ek wil. En Glendine van der Rust het my illustrasies amazing. Pragtig. Sy is net amazing. Sy is amazing. En Anita van Kwarts het vir my die bundel bymekaar gesit, al 2 bundels, en die ongelooflikste mense het oor my pad gekom wat die taalversorging gedoen het. My eie dogter het nog van die taalversorging tot op die laaste minuut gedoen, so dit was 'n rare spanpoging. En dit was 'n reuse sukses. Ek meen, toe ek het uitgebring het ek weet, ouens, as jy weet, dis moeilik as jy 'n boek uitgebring het, om hoeveel druk jy, hoeveel gaan mense koop, maar ek kon letterlik nie voorbly nie. En ek dink dis maar net omdat mense behoefte het
om te hoor, laat iemand anders voel wat hulle voel. Jy weet? Ja. En dit was vir myself net so verrassend om te hoor ander mense voel soos ek voel. Want ek het ook my hele lewe gedink, is net ek wat so voel. Ja. En hulle kan vereenselwig daarmee. Ek dink dis die groot ding. Ja. En dis hartseer soms dat jy, soos jy sê, dat daar iemand is wat nie glo in jou werk nie. My vraag is altyd, het ons regtig ander mense se toestemming om te glo in dit wat jy doen? Ek het nie regtig nie, omdat ek nog altyd, in een van my stories, my ma het vir ons pak gegee as ons nie teruggepraat het nie. Jy weet, ek was baie gelukkig. Ek was nog klein, het ons al pak gekry, met ons nie terugpraat nie. So ek voel regtig gefeer. Ek bedoel, baie keer nou en dan sal iemand sê, sies man, jy weet, maar dit is hulle is geregtig op hulle opinie, hulle hoef nie daar te lees nie, dis maar altyd wat ek vir hulle sê. Dit is, ons is nie almal is nie altyd gelukkig met 'n persoon nie, maar dan is daar baie wat jou love. Meeste mense, ek dink in al die jare het ek seker al 10 mense gekry wat regtig sleg gereageer het, en ek release hulle maar net, jy weet, hulle moet maar in 'n ander rigting gaan as ek, en dit is goed. Ja, ons gaan, as ons terugkom, gaan ons 'n bietjie gesels oor realness, ons gaan positiwiteit, challenges, oor dinge wat jy geskryf het, maar vir nou gaan ons luister na Kurt Darren se Die Goeie Ou Dae. Kurt. Bring vir my die goeie ou dae, almal om die vuur, almal wie ons lief het daar, in die goeie ou dae. Hey, hoe gaan het met jou? Dis so lekker om jou hier te hê. Goed om jou te sien, dis so lekker om vir jou te sê. Vertel my hoe gaan het, vertel my wat ek gemis het. Al die stories van gister, van almal wat ons lief het. So bring vir my die goeie ou dae, almal om die vuur, almal wie ons lief het by mekaar. Bring vir my die goeie ou dae, ons doen dit op jou manier, almal wie ons lief het daar, in die goeie ou dae, in die goeie ou dae. Of ons kuier by die see, of ons stap onder die bosveld son. Gee my net 'n rede, maak 'n plan om by jou uit te kom. Onthou jy daardie aande, onthou jy hoe ons gelag het? Al die saam sing liedjies en almal wat saam ons gesing het. So bring vir my die goeie ou dae, almal om die vuur, almal wie ons lief het by mekaar. Bring vir my die goeie ou dae, ons doen dit op jou manier, almal wie ons lief het daar. Elke oomblik wat ons gedeel het, elke foto wat ons gesteel het, ek onthou al die goeie ou dae met jou. Elke vriend wat ek al gemaak het, elke mens wat my hart geraak het, ek onthou al die goeie ou dae met jou. So bring vir my die goeie ou dae, almal om die vuur, almal wie ons lief het by mekaar. Bring vir my die goeie ou dae, ons doen dit op jou manier, almal wie ons lief het was daar. Bring vir my die goeie ou dae, almal
die goeie ou dae. Aan die goeie ou dae. En dit was Kurt Darren en hier by ons is die fabelagtige, fantastiese, mooie Tanya Smit. Tanya, ek het bietjie gaan rondlees op jou Facebook. Alles is net so ongelooflik mooi om te lees. So waar. Maar daar's een ding wat jy geskryf het. Jy het geskryf oor die papierusvrou. Ja. En dit het vir my baie aanklank gevind. Ek dink 'n mens kom op 'n sekere stadium in jou lewe. Ek maak altyd die grap en sê jy gaan staan voor die spieël een oggend en dan jy soos in sjoe. Wie is die mens? Wie is hierdie mens? Jy weet jy kan nie vir altyd jonk bly nie. Ons almal verander. Maar wat jy daar sê ook is so what? Ek is die mens wat ek is. En ek dink daar gaan dit oor aanvaar jouself. Hoe belangrik is daai aanvaar jouself? Dis alles. Want jy is package. Verstaan jy? Jy het niemand anders, jy het jy. Dus jy is met jy gebore. Toe iemand nou die eerste keer vir my vra op die radio te praat en ek het net gesê nee, ek praat nie, net soos ek gesê het, ek skryf nie, jy weet. En toe ek die eerste keer voor mense moes praat, dit was skrikwekkend, want ek is oorgewig, ek voel net maar mense mag op die stage wees. Maar die punt is, wie is jy om nee te sê, jy weet, jy is hier vir 'n rede, dis wat ek voel, en dis eintlik maar wat alles vir my dryf. 'n Mens is op die aarde vir 'n rede, want ek glo in 'n groter doel, en jy moet bereid wees, oom Johannes van Antoinette Pinaar sê, jy moet bereid wees om te loop waar jou paadjie gaan, jy weet. So, ek glo elke mens het iets om te bied, en ek dink die enigste ding wat hulle afwyk daarvan is, as hulle iemand anders moet probeer. My ma, iemand anders wil probeer wees. My ma het altyd gesê, my kind, jy is die original. Niemand kan meer soos jy wees as jy nie. En jy gaan nie iemand anders beter as hy kan wees nie. So, wees net jouself. Ja, dit is so belangrik om net jouself te wees en lief te wees vir jouself. Ek dink niemand is perfek nie. En ek dink die prentjie wat tydskrifte soms vir ons uitbeeld van hierdie perfekte lyf, geen celluliet, geen plooie, geen jy weet, alles is net so perfect. Dit is nie eintlik regtig altyd waar nie. Dit is nie waar nie, nee. En ek dink, vir my, die feit dat ek op die oomblik so oorgewig is, help my eintlik vreeslik baie. Ek sê altyd vir my lyf dankie, en ek besef dis 'n tyd wat my leer om gemaklik te wees. Jy weet, dat jy nie net voel, jy het confidence as jy maar is, en jy is nog steeds jy, jy weet, en jou liggaam gaan saam met jou, en jy moet vir daai liggaam lief wees. Jy kan nie sê, okay, jy weet, ek gaan nou vir 2 jaar nie op 'n foto wees, want my wange gaan te groot wees, nie. Want jy mis uit. Jy mis uit, en ek dink ook, mense vind baie makliker aanklank. Ons het nou die dag, na ons onderhoud, verlede week met Marina Katten, het ons lank daaroor gestaan en gesels oor 'n koppie koffie, is, mense vind makliker aanklank met iemand wat net is wie en wat hy is. Wat nie voorgee om iemand heeltemal anders te wees nie. Jy tel dit verskriklik maklik op. Jy tel dit op. Ja. Authenticity ek wil amper sê, dis 'n vibrasie wat jy voel. Ja. Jy weet, dit laat mense tuis voel. Dit laat jou tuis voel. Jy kan nie tuis voel in jou eie lyf as die ene helfte iets is wat die ander helfte nie is nie. Want daar's net 'n disconnect. Dit gaan nie werk nie. En ek dink ek persoonlik glo, dis nie jou lyf nie, dis nie hoe jy lyk nie, dis jou hart, dis wat jy sê, dis wat jou oë sê. Ons het 'n baie goeie vriend in Namibië. Kyk, Namibiërs is mos maar Namibiërs, Namakwalanders, Richterveldse mense, Weskusse mense. Ek love hulle want hulle sê wat hulle wil sê en hulle is soos wat hulle is, en jy is gemaklik. En ons vriend in Namibië is net, ek dink dit is hoekom almal net so lief is vir hom. Hy is regtig nie klein nie. Hy is net so lekker chubby, maar hy is net soveel van.
Ja. En sou hy anders te gelyk het, sou hy nie gewees het wie hy is nie. Dit is die ding, en ek sê nie, oorgewig is nie gesond nie. Jy weet, jy het obviously 'n verpligting om na jou liggaam te kyk, maar jy, binne jou vermoëns, kan jy partykeer net nie beter na jou liggaam omsien nie, want jou liggaam help jou ook partykeer om te cope, deur kos of deur, jy weet, so, ek dink jy moet maar net erkenning gee vir daai kant van jouself. En het aanvaar, as die Jean nou 'n bietjie styf sit, is dit nie dis nie jy nie, dis die waspoeier. Is definitief die waspoeier. Dit bring my na, jy het ook 'n ding geskryf van Blomtuin in jou kop. En ek persoonlik is maar net altyd 'n baie positiewe mens. Ek sien die sonskyn raak in plaas van die wolk. Dit is ook geprogrammeer is, maar dit was my eie keuse, jare terug. Is dit ook Tanya, om hy blomtuin raak te sien, om hy mooi raak te sien? Ek dink dit is baie keer 'n wilsbesluit. Ek het verlede jaar, ek het 'n groot teleurstelling gehad, iemand sou my huis koop en dit het deurgeval en ek het al soveel planne gehad en ek het vreeslik uitgesien. Ek het 'n vreeslike emosionele proses deurgegaan om te besluit om dit te verkoop en ek was so kwaad en al wat ek al hele dag vir myself gesê het is, waarvoor is jy dankbaar? Wat het jy om voor dankbaar te wees? Kyk hoe mooi is daai mens, kyk hoe mooi is die blomme. Jy weet, ek het myself net absoluut toegegooi met goed wat mooi is om dit raak te sien. En dit was so, ek het vir myself medisyne gegee, maar doelgerig. Ek het almekaar gesê, okay, ek is dankbaar vir dit, ek is dankbaar dat ek net my mindset kan verander. Jy weet, so dit is nie altyd outomaties nie. Maar om dankbaar te wees, help verskriklik baie om 'n mindset te verander. En dit is waaroor die stuk gaan, is om 'n blomtuin in jou kop te plant. Ja. Jy weet, want jy gaan letterlik, jy vat iets en jy plant dit in jou kop, laat jou kop vir jou mooier kan voel. Ja. En hoe meer water en hoe meer kos jy dit elke dag gee, hoe groter groei hy en dan raak dit later deel van jou eie menswees. Ja, en om die kompos uit te trek, jy weet, ek het 'n reël, ek dink nie in die nag oor probleme nie, want probleme in die nag voel groter, jy weet. Dit is 'n weed. Jy moet dit daai tyd sien en jy moet besluit, ek gaan jou uittrek, ek gaan jou nie toelaat nie. Jy moet die leen sien vir wat dit is en jy moet hom dadelik uittrek. En daadwerklike besluit maak. Ek dink elke dag is 'n keuse of is 'n geleentheid om te sê genoeg is genoeg. Nommer 1 is negatiewe mense, sê ek altyd, hardloop so vinnig as wat jy kan, want hulle trek jou af. Jy kan 20 positiewe mense in een vertrek wees en ons een negatiewe persoon, een weed. En daai persoon het maar ongelukkig net 'n manier om in jou in te kruip. Dit is net so. So positiwiteit of 'n mooi blomtuin in jou kop is altyd fantasties, maar hy onkruid is maar iets wat jy moet aanwerk. En Antonia, ook op jou website het skryf jy, ek is persoonlik mal hieroor, commit to shift. Ja. En jy het geskryf oor ons met ons energie, ons moet besluit. Ons moet, jy weet, om jou energie te shift. Hoekom het jy hierdie gedeelte geskryf? Ek dink op daai stadium was 'n mens net so diep in negativiteit gewees, verstaan jy? En die groot ding wat vir my gehelp het na moeilike tye was altyd, ek wil 'n gelukkige mens wees, ek wil 'n gelukkige lewe hê. Ek het op 'n stadium gesê ek is geskei. En toe besef ek, maar ek wil baie meer wees as geskei. Ek wil soos hierdie journey person wees en ek wil exotic wees en ek wil travel en ek wil, jy weet, my tag moet nie wees dat ek geskei is nie, want wat is dit nou, jy weet? En dit gaan daaroor dat jy moet besluit waar sit jou energie, laat jy dit in die lewe invest, verstaan, in lewe, in lig, in goodness. Want dit is 'n wilsbesluit, net soos wat ek nou net vir jou gesê het van die dankbaarheid. Dis verskriklik maklik om in 'n rat in te gaan, maar jy gaan dit herken. En binne daai herken, as jy besluit jy gaan nou 'n wilsbesluit neem om op mooi goed of op goed wat jou gelukkig maak tyd te spandeer, dan help dit jou om uit dit uit te klim, want jy kan nie sonder dat jou kop verander uit dit uit klim nie. Maar dit begin by 'n wilsbesluit. Wilsbesluit, en ek dink daai commitment om dit te doen en om jouself te omring met mense wat dieselfde dink en voel soos jy. Presies. Want jy het daai ondersteuningsnetwerk nodig.
Mense het dit nodig, maar ook het ek toe die koop nou nie deurgegaan het nie, het ek besef, maar ek moet gelukkig wees waar ek is, in my kringetjie, by myself, jy weet, om regtig gelukkig te wees met die mens wat jy is. As jy gelukkig is, kan jy tussen meeste mense wees en jy gaan alright wees, maak nie saak of hulle negatief is of nie. En ek dink, voordat ons luister na die volgende song, ek dink ook altyd, dis die lekkerte van hoe ouer jy raak, hoe meer gemakkeliker raak jy in jou eie skin, in die sens of, as jy nie van my hou nie, dan hou jy nie van my nie. Ja. As jy my love, dan love jy my. En jy moet eintlik eventually kan terugstaan en in die spieël kyk en sê, die persoon wat na my toe kyk, is die enigste belangrike persoon vir wie ek die liefste moet wees. Praat nou nie van jou kinders en daai tipe van goed, ek praat van selfliefde. So, kom ons luister na ELO, so hold on tight to your dream. You're all out of luck when you're so downhearted and misunderstood. Just over and over and over you could. Accrochez-toi à ton rêve. Accrochez-toi à ton rêve. Quand tu vois ton bateau partir, quand tout son ton cœur s'est brisé, accrochez-toi à ton rêve. When you get so down that you can't get up, and you want so much but you're all out of luck, when you're so downhearted and misunderstood, just over and over and over you could. Hold on tight to your dream. Yeah. Hold on tight to your dream. Yeah. When you see the shadows falling, when you hear the cold wind calling, hold on tight to your dream. Ooh, yeah. Hold on tight to your dream. En ons is terug saam met Tanya. Tanya, jou 2 boeke, Hekelwoorde van my hart en Heel word. Ja. Sommer nou op hierdie punt, waar kan mense dit bestel vanaf jou webtuiste? Waar kan ons bestel? So ek op my webblad kan jy bestel vir R250 'n bundel. En jou webblad is? Hekelwoorde.co.za. Ja. Okay. En dan teken ek dit en dit word mooi verpak. Dis 'n special pakkie wat jy kry. En is ook by die boekwinkels beskikbaar. So meeste exclusive books en bargain books en P&A, of hulle kan dit vir jou bestel. Ek dink hulle is R290 in die boekwinkels. Ek het laas 'n vrou uit Namibië uit in die begin het ek het so met tissuepapier toegedraai
En toe het 'n vrou my in Namibia gesê, sy het nou die boek in die boekwinkel gaan koop en sy is so teleurgesteld dat dit nie in tissuepapier toe gedaan is. Shame. Ek weet nou nie hoe tissuepapier van Oudtshoorn tot in Windhoek se boekwinkel veilig gaan aankom. Veilig gaan aankom nie. Altyd lekker. Jy kan dit by Tanya bestel. Dis altyd lekker om te weet, die skrywer het hierdie boek in haar hand gehad en sy het vir jou ietsie voorin geskryf. Dit maak dit net soveel meer persoonlik. Tanya, ons begin so na die einde se kant toe staan. Dis altyd vir my 'n vraag. Ek love dit om te vra. Wat is jou lewensfilosofie? Wat is dit wat jou dryf? Wat is dit wat jou elke dag laat opstaan? Wat is dit binne in Tanya se binneste wat jou maak tik? Ek dink vir my, ek het 'n verskriklike begeerte om 'n purpose te hê, nog altyd. Ek wil nie net hier ronddwaal op die aarde en doodgaan nie. Ek wil 'n legacy los. Het hoef nie 'n groot legacy te los nie, maar dit is in deels hoekom ek besluit het om die bundels te publiseer, want dan los jy ten minste hier wees. Jy weet, jy los iets wat wys jy was op die aarde gewees. Anders val jy net af en dan is jy weg, jy weet. En ek dink, ek wil graag my beste lewe leef, binne die omstandighede wat ek nie kan beheer nie. En dit is 'n keuse wat ek gemaak het. Soms is dit vir my baie swaar, dan trek ek maar die gordyne toe en ek loop vir 'n dag met my pyjamas. So jy kry ook daai dag? Baie, maar my limiet is 1 dag, net 1 dag. Die volgende dag moet ek aantrek en aangaan, jy weet. En ek wil nie myself bejammer, ek wil nie daai mens, ek wil 'n gelukkige mens wees. Ek wil die beste lewe leef. En wat ek baie graag hoop nog vir my gegeen gaan word is om 'n traveler te wees en te skryf oor die wêreld en die mense van die wêreld en hulle fotografeer. Dit is my lewensdroom. Op die oomblik gaan dit dalk nie môre gebeur nie, want die kinders leer nou op universiteit. Maar ek vra vir die Vader dat ek so tyd in my lewe kry. Ek dink dis amazing. Amazing. Ons sien jou in hierdie 4x4 kamera, pen, papier, recorder en daar gaan jy. Ja, baie. Dit is my droom. Dis wat ek baie graag wil doen. As daar enige iemand is daar buite wat luister, wat vir Tanya 'n 4x4 wil sponsor, akkommodasie wil sponsor vanaf Kaapstad tot in Kaïro. Kontak asseblief. In Marokko, waartoe wil jy nog gaan? Oral. 'n vliegtuigkaartjie. Sy sal verseker haar boeke wat gaan kom aan julle opdra. Ja. Tanya, raad vir enige luisteraar, vir enige vrou, man of vrou daar buite wat nou luister en wat sommer net vandag 'n bietjie moed nodig het. Wat sê jy? Ek dink, ek het toevallig nou net 'n baie interessante gesprek met 'n vrou gehad wat gesê het sy wil travel, sy wil so graag net travel. Jy weet, sy het 'n begeerte om haar inner goddess te release. Jy weet, en sy sê met trou en ma word en alles, jy weet, jy gee so baie van jouself, laat sy besef sy's glad nie meer daai vry spirit, daai mens wat sy was toe sy jonk was, nee. En ek dink, en dit is haar stem in haar hart, jy weet, wat sy nou het, en dit is eintlik maar al, is om te luister vir daai stem, want jou stem is jou kompas. Jou longing wat jy het vir iets, is jou kompas, en jy moet die dapper genoeg wees, om te luister vir dit, want jy moet, ek weet nie of haar mooier woord is vir authentic nie, maar dit is, as jy 'n authentic life het, gaan jy 'n gelukkige lewe hê, dink ek. Dis as jy goed begin versluier, omdat jy nie dapper genoeg is om dit te face nie. Ja. Wat jy gaan minder kry as wat jy verdien. En ek glo ook jou storie, dit wat jy nou net gesê het vir iemand daar buite, as hulle dit doen, hulle storie word weer 'n inspirasie vir iemand anders. Dit is die ding. Dan steek jy mekaar se kers aan. Ja, en ek dink almal van ons, jy weet, ek praat nou maar, ons program is vroue wat voorloop, en ek het nou al met almal ondervind in die ateljee, almal is net doodgewone mense,
wat 'n passie het en wat uitblink in iets of wat hulle potensiaal nastreef. Maar ons almal bly maar net doodgewone mense. En elke mens het iets wat spesiaal is. Niemand is hier om niemand te wees, né? Dit is net, jy weet, dit is nie hoe dit gemaak is, né? Ja. Maar jy moet jouself toelaat om iemand te wees. Ja. Dis waar dit begin. Ja. Tanya, ons weet dat jy voor ek afsluit. Jy tree op as spreker Ja. en jy is by funksies met jou boeke. Asseblief, as daar van julle is daar buite wat luister, wat 'n vrouefunksie bymekaar wil sit met COVID regulasies, onthou ons nou net 'n bietjie in 'n vertrek, en hierdie mooi, fantastiese rooikop vrou nodig het om te praat, waar kan hulle jou kontak? Op my blad kan hulle my in die hande kry of ek kan my selfoon gee, as hulle wil. Geef ons jou nommer. 082 378 7090. En ek moet vir jou sê, klein funksies is net so lekker soos groot funksies. As iemand sê hulle kuier en hulle is 10 girls, ek het verlede jaar 'n verjaarsdagpartytjie vir 'n vrou en haar vriendinne gedoen. Dit is vir my baie lekker, want dit is klein genoeg dat jy regtig 'n koneksie het met almal daar. Ja, so ek dink reg oor die land, kom ons sit vir Tanya in die Land Rover wat vir haar gesponsor gaan word, en die petrol. En die petrol asseblief, en oral op hierdie klein dorpies, reël julle, of in die groot stede, reël julle 'n paar vroue bymekaar, en ons kry vir Tanya daar, dat sy sommer net vir julle kom moet inpraat, en dat julle ook net haar mooi glimlag kan beleef. Tanya, ons gaan afsluit, ek weet dat jy is op pad Namibië toe, en ek is baie, baie jaloers. Ek is jammer, maar ek is baie bly ek gaan. Ons gun dit vir jou. Ons gun dit vir jou, en net om weg te breek, en ek weet jy het, ek moet dit net met die luisteraars deel. Ek het ergens 'n stukkie gekry wat jy geskryf het. En hierdie is half ons my en die luisteraars se spesiale boodskap vir jou. Ek wil in 'n ou kar klim, jy gaan in 'n vliegtuig klim. Ek wil saam met die grondpad op en af in my sitplek weg, wat ek weet jy gaan doen as jy daar aan die ander kant is. Ek wil eensame verweerde siele in die middel van nêrens sien stap, want hulle het 'n storie. Ek wil kaal in 'n sementdam swem, jy moet dit doen, beloof? Sal jy dit doen? Dat die windpomp vir jou kyk, al is dit koud. Ek wil Afrikaanse musiek laat blaar in my kar. Ek wil suurlemoen gin drink op 'n klip wat uitkyk oor alles. En as jy daar na Spitskoppe se kant toe gaan, hoop ek jy daai suurlemoen gin. Want in die niks vind jy die meeste iets. Tanya, mag jou travels Namibië vir jou vreugdevol wees, mag jy mooi stories terugbring. Baie, baie dankie vir jou kuier in die ateljee, dankie vir jou tyd. Sterkte met jou COVID-toets hierna. Dankie. En ons sê vir jou totsiens. Nogmaals, baie dankie, en ek sluit af met, en dis eintlik iets vir jou, want jy is ons vrouens 37,000 followers se superhero. Simon Curtis se superhero. Dankie vir julle albei. Say, come on, come on, come on, we're gonna get it now. Hands up if you're ready for a fight. Say, come on, come on, come on, we're gonna win it now. I don't need you to believe in me. I know how to change my destiny. Sit down, about to rewrite our history, rewrite our history, rewrite our history. We can change the whole world, gonna take it over, gonna start it over. Don't you know what we could be? A new beginning, right into a winning. Tell me that you're in it. Don't you wanna be a superhero? A superhero, a superhero. Don't you wanna be a superhero? A superhero, a superhero. Anybody could be, anybody could be, anybody could be. Rip it off, show the symbol on your chest. Say, come on and show the world who you really are. It's not enough to be better than the rest. Gotta take it to the top.